so. Let's go. Eers oor alles en nog meer. U hou die wêreld in u hand. U sien gegeete mense raak. En jou gebrokenis van hart. Wat kan ooit vir u onmoontlik wees? Wat kan ooit vir u onmoontlik wees? U stem maak woeste storm stil. U roep die skepping tot bestaan. U stop by siekes wat begeer om weer te hoor en op te staan. Wat kan ooit vir u onmoontlik wees? Wat kan ooit vir u onmoontlik wees? Want u is God, u is altyd in beheer. Wie sal u ooit kan keer om te doen wat u wil? Want u is God, u is altyd in beheer. Wie sal u ooit kan keer om te doen wat u wil? U stem op woeste storm stil. U roep die skepping tot bestaan. U stop by siekes wat begeer om weer te hoor en op te staan. Wat kan ooit vir u onmoontlik wees? Wat kan ooit vir u onmoontlik wees? Want u is God, u is altyd in beheer. Wie sal u ooit kan keer om te doen wat u wil? Want u is God, u is altyd in beheer. Wie sal u ooit kan keer om te doen wat u wil? Doen wat u wil. Net wat u wil. Net wat u wil. Net wat u wil. U wat alles onderhou bly, ewig en getrou, u woord bly altyd waar. U wat alles onderhou bly, ewig en getrou, u woord bly altyd waar. U wat alles onderhou bly, ewig en getrou, u woord bly altyd waar. Want u is God, en u is altyd in beheer. Wie sal u ooit kan keer om te doen wat u wil? Want u is God, u is altyd in beheer. Wie sal u ooit kan keer om te doen wat u wil? Want u is God. Elkeen van ons het vandag sy eie rede hoekom ons hier is. Maar die een rede wat ons almal saam snoer is dat ons weet U is in beheer. En omdat U in beheer is, kan ons so 'n bietjie asemhaal en volgens 'n bietjie saam besin oor U wat voorsien in ons lewens.
Dankie dat ons aan U kan vashou en kan weet, U gee vir ons meer as ons ooit kan droom om te hê. En tog sien ons dit nie altyd raak nie. Tog is ons baie keer eenoogig en gaan ons net deur die lewe met 'n gevoel van ek skiet tekort. Vandag kom sê vir ons ek sal voorsien. Aan U kom die lof en die eer toe, Here. U wat altyd was, tot in ewigheid sal wees en vandag ook is. Amen. Mag die Here se genade en sy liefde by ons elkeen wees, en mag jy sy stem hoor, en mag jy weet hy wil vandag met jou gesels. Ons gaan sommer lekker hartlik saam sing. Begin met die eerste en met sê maar die Here is regtig naby aan ons, steeds naby. So kom ons staan, dan sing ons lekker hartlik saam. Al val ek ver teen die grond, tel U my op, maak my gesond, en al daal ek diep, en pyn en verloor, sal U my help, sal U my hoor as ek skreeu, as ek sing, of in 'n fluister twyfel bring, dan sal my lied vir ewig bly, nader my God, steeds naderby, na aan U hart, U Vaderhart, so naby. Dan sal my mond aanbidding bring, en uit die stof my lof bly sing, na aan U hart, U Vaderhart, steeds naby. Nou draai ek weg, in sonde verraad, sien ek die kruis, die liefdesdaad, en al sou ek blind, en donker verdwaal, dan sal die lig my daar kom haal. U sien my vrees, skadu van dood, U hoor my kreet in angs en nood. Dan sal my lied vir ewig bly, nader my God, steeds naderby, na aan U hart, U Vaderhart, so naby. Dan sal my mond aanbidding bring, en uit die stof my lof bly sing, na aan U hart, U Vaderhart, steeds naby. Dan sal my lied nog bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds naderby. Dan sal my lied nog bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds naderby. Dan sal my lied nog bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds naderby. Dan sal my lied vir ewig bly, nader my God, steeds naderby,
Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. No, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but
but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for my King, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So Here, ons is vol verwagting om u stem te hoor. Spreek, Here, u kinders luister. Amen. Terwyl jy so rustig sit, is daar geleentheid vir offergawes. Jy is welkom om die Here ook te loof en te prys met jou offergawes. Gaan dit goed met almal? Hulle kan nie sê nee nie, nee. Die leeu's het gewen, so het gaan baie goed. En waar is die blou bulle? Nie vandag hierson nie. Okay, is reg so. Ons dink aan julle, aan al julle smart en rou. Ja, dis lekker om hier in die gemeente te wees en kerk te hou. Dis my veral lekker om
in Suiderlig te wees. Ek weet daar's baie ander gemeentes, daar's baie ander kerke, daar's baie ander plekke waarmee ek kon gewees het. Maar dat jy hierso is, vir my is dit regtig waar een van die lekkerste plekke om te wees, sommer net om te van julle hou. En ek geniet dit om saam met julle die Here se naam groot te maak. Ek wil dankie sê vir die band. Hulle oefen in die week kliphard en dan kom hulle op 'n Sondag hier en dan oefen hulle, speel hulle weer hierso en dan dis reg baie dedication. Daar's nie 'n dooie sent wat hulle kry nie. Dis baie effort en energie wat hulle insit, maar ek wil vir hulle verskriklik dankie sê vir hulle effort en energie. Dit maak regtig 'n groot verskil. Dankie Roan en jou span. Dis regtig baie nice. Baie dankie. Ja, kom ons gee vir 'n lekker hande klap. Iemand hier aan my regterkant, ek gaan nie kyk na spesifiek na hom of haar nie, het gesê op 'n stadium seker so 'n jaar terug, het hy gesê jy weet julle het waarskynlik die beste band, gospel band in die hele Kreeusdorp. Rolf, dit is nie jy nie gewees nie, jy was iemand soos jy wat dit gesê. Dankie daarvoor. Dit is regtig lekker om die Here se naam so groot te maak. Ons is in 'n reeks wat so 'n bietjie oor Elisa se lewe gaan. Maar die reeks is weier as 'n hele kwartaal se reeks. Anton, dankie vir die baniere wat jy laat maak het. Dit blyk baie stunning. Die hele reeks gaan rondom dit alles, dat alles gaan oor hom en hy wil alles in almal wees. Dis net incredible hoe die Here met elkeen van ons praat en met ons werk deur die woorde van Elisa. En 'n bietjie later in die jaar in die kwartaal gaan ons bietjie gesels oor een van die siektes van ons tyd, angstigheid, anxiety, wat regtig waar erg aan die toeneem is, wat die flipside is van depressie. Depressie is natuurlik erg, maar die flipside van depressie is anxiety, waar depressie oor gister is anxiety oor môre. Hoe gaan ek cope in die toekoms? En dis 'n vraag wat ons almal menigmalig gevra het, en dis dalk die vraag wat vandag ter sprake is. Want ons almal werk met 'n beginsel van ek kom of ek skiet tekort. Ons almal sit met 'n ding wat in ons koppe vassteek. Kom ons praat oor finansies, ek het te min. Kom ons praat oor fiksheid, ek is nie fiks genoeg nie. Ek is nie klein genoeg nie, nie groot genoeg nie. Nie slim genoeg nie, ons is die hele tyd skiet ons tekort. En hierdie ding van tekort skiet, maak 'n ding in ons los wat sê maar, dan moet ek ontevrede wees. Nou verstaan ek heeltemal, daar's 'n makro-tendens, hierdie ontevredenheid is belangrik, want dit verbeter my. Maar kan ek jou gou 'n geheim vertel? Selfs al is jou IQ vanoggend 186, en daar is waarskynlik een of twee van julle wat daar is. Dis nie 187 nie, hè? Daar's ouens wat slimmer as dit is. Is ook nie 199 nie. Tot waar word IQ gemeet? 200, ek weet nie, maak nie saak nie. Maar daar's altyd 'n ou wat 'n bietjie slimmer as jy is. So in die week sit ek op die indoor, daar by huis, en trap, en ek kyk na 'n podcast van Einstein se brein. En ek dink myself, nee wat, ek moet hier afklim. Ek is nie fiks genoeg nie, en ek is bepaald nie slim genoeg nie. Hierdie ou is net incredible, en wat ons vandag begin om te scratch, het hy lankal uitgedink. Al 80, 90 jaar terug, het hy al hierdie goeders al klaar in sy mind uitgedink, en ek dink myself, ons is nie okay genoeg nie. En dis waar ons vandag is. Die vraag is, kan God iets gee? Iets beter gee? Kan God voorsien? Dis die groot vraag. En nou is daar twee groepe mense wat oor hierdie goeders worstel. Die een groep mense is die groep mense wat nou nie worry oor môre se kos nie. Hulle weet daar's kos op die tafel. Hulle is okay, maar jy sien, God is nou nie meer nodig nie, want ek kan self voorsien. Ek gaan werk môre, en is 'n waterrek is môre die 3de al, en ek kan nog my salaris daarom survive mee tot die 25 wat ek weer met pay kry. So ek is okay, ek het gewerk daarvoor. I'm good enough to provide. Sulke ouens sit vandag hier so en dink, ek is nie meer helemaal seker oor die ding van God voorsien nie, want ek werk, en ek moet my
as daar werk om goed te doen. Maar as 'n ander groep ouens wat vandag ook God se goedheid en sy voorsienigheid betwyfel, en dis die ouens wat nie weet waar hy môre geld vandaan gaan kry nie. Nie weet of hy môre gesond genoeg gaan wees om te gaan werk nie. Nie okay genoeg is om te sê, maar ek weet nie heeltemal of ek môre dit kan maak nie. En daar's albei van hierdie groepe, die ouens wat selfgenoegsaam is, en die ouens wat afhanklik is, voel partykeer, God is nie goed genoeg nie. God kan nie provide nie. En daarom is dit nodig dat vandag 'n bietjie gesels oor God se voorsienigheid. Eintlik is hierdie hoofstuk 2 Konings 4, is eintlik 4 stories, en ons gaan net by die eerste storie stil staan, maar dis aangrypende stories van 'n vrou wat sê, ek is op my knieë, ek is op my laaste krummels, nee, druppels, ek het niks meer nie. En kom ons hoor net gou wat staan in Matteus 16. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in rou vir sy lewe? Suiderlig, ek is regtig baie lief vir julle. Miskien omdat ons almal nie dieselfde is en lyk nie. Ek weet jy's party van ons wat vermoënd is, ryk is. Wat met 'n lang slap, en ekskuus as ek nou gaan sê BMW, ek pik op niemand nie, met 'n lang slap BMW ingetrek het vanoggend. As ander mense wat vanoggend Facebook live moet kyk omdat hulle nie petrolgeld het om by die kerk te kom nie. Wat nie 'n kar het nie, wat moet kerk toe loop. Daar's baie van ons wat gemaklik leef, genoeg het om te eet, oor 'n naweek maklik kan gaan uit eet. Ander ouens gaan eet ook uit, maar hulle eet uit blikkies uit. Dis wat die kerk uitgedeel het. So daar's hierdie verskillende groepe in ons gemeente. Maar ek weet ook, daar's ouens wat met langslaap BMW's hier aangekom het, of hy sou kon aankom, wat dalk nie op daai gebied arm is nie, maar op 'n ander gebied totaal bankrot is. Emosioneel bankrot is. Wat relasioneel, man en vrou, glad nie mekaar wil gesels nie, kan gesels nie. So tekort en tevrede het nie noodwendig met geld te maak nie, maar baie keer te maak met emosies, met geestelike bankrotskap. Ja, kan ek myself emosioneel en fisies hanteer, maar my binnekant, in my geestelike lewe is daar niks. Zults. En Jesus sê, selfs as jy baie, kan jy in jou siel doodgaan. Kan dit verloor wees. So kom ons spring in 2 Konings in. 2 Konings 4 gaan so. 'n Vrou van 'n profeet het haar nood by Elisa kom kla. Nou onthou nou, Elisa is die ou wat laasweek gesê het, gee my 'n dubbele porsie van die vorige dominee, van die ou dominee Elia. Engels weer 'n keer. Die vorige reeks laas jaar was oor Elijah, nou gaan dit oor Elisa. So Elisa is nou die opvolgdominee en hy sê, ek wil 'n dubbele porsie van dit die blessings wat God vir Elia gegee het, wil ek hê. En sy eerste huisbesoek is toe 'n tannie wat kom klop en sê, onthou jy, ek is 'n dominee se vrou, die vrou van 'n profeet. My man is dood. U weet self dat hy die Here gedien het. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 seuns te vat en hulle sy slawe te maak. OK, nou moet ek die storie vertel wat ons vermoed wie hierdie vrou is. Nêrens word sy genoem by die naam nie, sy is anoniem. Maar die storie wat ons hiermee koppel is dat
daar 'n dominee was. Sy naam was Obadja. Obadja was die soort van 'n dominee wat gesorg het dat barmhartigheid by alle mense uitkom. En dit was waarskynlik Obadja se vrou wat hier aan die woord is. So Obadja was die moeder Teresa van daai tyd. Op 'n stadium in die vorige dominee se koninkryk in Elia se tyd was daar hierdie koning en hierdie koningin Agab en Isebel. En op 'n stadium wou hierdie twee al die dominees in die land doodmaak. En hulle jaag toe hierdie twee mense, hierdie dominees. En dominee Obadja steek toe 100 van hulle in twee verskillende grotte weg. Maar hy steek hulle nie net weg nie, hy gee ook vir hulle kos en water. En vir 'n baie lang tydperk voed hy hulle en beskerm hy hulle. Op 'n dominee se salaris. Al wat ek kon gaan doen het is om by Absa en Standard Bank en Wesbank en al wat 'n bank is, te gaan aanklop en sê help my asseblief, en hy neem lenings uit van alles af, selfs van 'n klompie geldskieters. En toe gaan hy dood. Sonder 'n goeie pensioen, sonder enige pensioen. En mevrou Obadja het niks. Trouwens, hy het baie skuld, maar dis al. En die skuldeisers kom sê, ons soek dit. En op daai stadium kon hulle letterlik die kinders gevat het en as slawe verkoop het of wat slawe laat werk het, sodat die skuld gedelg kon word. So Tannie Obadja is regtig in daai strids. Op haar knieë. Sy weet nie wat sy kan doen nie. Toe gaan klop sy by die nuwe dominee se huis aan en sê, help my asseblief. Ek hou so van wat dominee Elisa nou gaan sê, maar voor ek dit lees, ek net gedit sê, die nommer 1 rede hoekom mense van God af wegloop, is omdat hulle nie meer glo dat God kan voorsien nie. Of we are good enough, of God is not good enough. En kom ons wees net maar eerlik, as westerlinge, as mense wat modern geword het, ons het God nie meer regtig so nodig nie, dit dink ons. Ons kan self survive, self voorsien, self plant, self nat maak, self laat aangaan, en tog weet ons iewerster, is nie waar nie. Die nommer 1 rede hoekom mense van God af wegloop, because we are good enough. So kan ek 3 pointers uithaal vir ons. Nommer 1, moenie in tye waar jy seer het en niks het nie, van God af wegloop nie. Ja, dit is crucial. Gewoonlik is die tyd, wanneer ek en jy van God wil vergeet, die tye wat dit swaar gaan. Dis eintlik wat dit andersom moes wees, né? Dis eintlik die tyd wat ons die meeste na God toe moet hardloop, dis daai tyd wat ons van God af wegloop en sê, ag, hy kan niks doen nie. Hy gaan nie kan voorsien nie. En dis juist daai tyd wat ons juist na God toe moet kom. Kom ek lees gou vir julle wat gaan staan verder. Jesus sê vir ons, ek sê vir julle, sodat julle vrede kan vind in my, die wêreld sal julle, in die wêreld sal julle dit altyd moeilik hê. Dis nou Jesus self, né? Hy sê, kan julle geheim vertel, kom sit 'n bietjie nader. Julle gaan suffer. In hierdie wêreld gaan julle swaar kry. Ek weet nie watter ouens dit vertel nie, nee, ek weet. Daar sekere kerkgroepe, pastore, predikante, profete, wat se titel hulle self ook nog wil toedig, wat vir ons sal sê dat eintlik is dit maar net omdat jy nie gee nie, dat God nie meer gee nie. Die tegniese term daarvoor is prosperity gospel. Ek gee my 10de, wat ek al, en dan gee God baie meer. En as ek genoeg gee, genoeg geloof het, dan sal ek ontvang meer as ek wil hê.
ouens, ek hoop dat julle weet dis nie waarheid nie. Ek hoop julle weet daar's in ons dorp 'n hele klomp sulke kerke wat jy goed verkondig. En hulle staan Sondag na Sondag gereed om mense te manipuleer, dit te sê alles sal oukei wees as jy net soet is, as jy net genoeg gee, dan gaan God vir jou baie meer gee. Jy gaan nooit weer swaar kry nie. Ouens, dis nonsens, dis nie die waarheid nie. Jesus self sê in hierdie wêreld sal julle swaar kry, maar onthou net ek het die wêreld klaar oorwin. Jesus beloof nooit vir ons jy gaan geen dal van doodskade weer hê nie. Daar staan as jy hierdie dal van doodskade moet gaan, jy gaan nie oor hom spring nie. Jy gaan nie sidestep nie. Jy is nie een van hierdie vleueltjies en senters wat net kan om 'n goedjies hardloop nie. Jy sal soms daardeur moet gaan. Maar ek gaan by jou wees. En daarom moet ons daaraan vashou en weet, ek gaan nooit ooit alleen wees nie. Gaan jy swaar kry? Ja. Daar gaan sulke moments wees. Gaan jou huwelik partykeer stryn vat? Oh yes. Gaan jy op 'n persoonlike vlak soms bietjie struggle? Ook. Gaan jy soms honger moet gaan slaap? Ja. Gaan dit partykeer minder seer wees, die pyn in jou lyf? Nie noodwendig nie. Maar asseblief, dit sê ek as vra ek as dominee, as vriend van julle, moet asseblief nie in die eindtye jou rug op God draai nie. Maar weet jy wat? Jy sal nooit God se voorsiening kan beleef as jy wegdraai van hom af nie. Kan ek dit weer sê? Jy gaan nooit weet of God dalk regtig waar vir jou kan gee as jy vir God sê, byvoorbeeld sê, ag, toe maar ek weet jy gaan nie kan doen nie. Maar as jy in afhanklikheid by hom kan staan en sê, Here, ek het U so nodig, dan kan God voorsien. Nommer 2. Hou op fokus op wat jy nie het nie. En fokus op wat jy het. Pyn, swaar kry, seer kry, afhanklikheid, maak dit ons fokus verloor. Terug by 2 Konings 4. Elisa, die dominee, sê te vir hom, ek sê jou help, sê vir my, wat het jy in jou huis? En die mense, die Afrikaan, die 83 vertaling, het so 'n bietjie glad vertaal. As jy die Hebreëus lees, dan kom jy agter, sy sê eintlik, wat het jy in jou huis? Dan sê sy vir hom, niks nie. En is mos nou 'n paar dames nie gehoor. Dames, julle het nou al voor julle klerekas gestaan. Dit is tipies hier in die middel van die winter. Dan staan jy voor die klerekas en dan kyk jy en sê ek het. Maar jy kan die hele Kreersdorp klee met daai klerekas van jou neem. Maar jy het. Ek dink hierdie vrou het gesê, meneer, ek het niks, of dominee, ek het niks. En mans, wat doen ons as jou vrou sê, sy het niks? Rol jou oë. Ek dink Elisa rol sy oë. Want sy sê daarom, ek het niks in die huis nie, behalwe. Ekskuus, ek het vergeet, jy's nog gou, 'n erde kannetjie vol olie. 'n Erde kannetjie was so 'n klein kannetjie geweest, en dit was eintlik, moet ons daar toegee, weglaatbaar min. Daar was baie waarde aan olie in daai tyd. Olie was 'n simbool van kos, voedsel. Was ook 'n middel waarmee hulle gesond kon maak, was medisyne. Dit is baie waardevol daarvoor. Dit het ook gehelp om goeders nie te gou te laat perish nie. Jy kon dit smeer op leer en dit kon langer gehou het. Dit was vir 'n hele rits ander goeders ook belangrik. Was selfs baie keer as 'n soort van 'n ruiltransaksie, 'n rand en sent transaksie wat kon plaasvind. Maar olie se waarde in daai tyd en in die Bybel het baie noue connections met, kom ons noem dit in Engels, worship, met godsdienst. En daarom is ouens gesalf met olie,
omdat dit 'n godsdienstige connection het. So as hy sê, ek het dit 'n ou klein erdekannetjie vol olie, is dit natuurlik iets te maak met die kos en die ander goeders, maar dit ook te sê, maar ek het eintlik net 'n klein bietjie iets wat my aan God laat connect. Ek het niks nie, behalwe 'n erdekannetjie olie. Pyn en nie genoeg nie. Laat ons alles altyd fokus op wat ons nie meer het nie. Terwyl ons mekaar dalk moet herinner aan, wat het die Here tog vir jou gegee? Ek het my werk verloor. Maar wat het jy oor? Ek het nog 'n CV en 'n verwysing en ek het 'n paar talente en 'n paar sertifikate. So het jy niks nie. Ek het my huis verloor. En ek weet nie waar my kinders gaan oornag vanaand nie. Wag 'n bietjie, kinders, jy het dan nog kinders. En so kan ons aangaan om oor die goeters te praat, wat ons net moet besef, maar met die sang wat ons vandag volgende mee afgesluit het, met gratitude het God gesê, maar ek is by jou. Ek gaan jou dra. Ek weet jy voel jy het niks nie, maar kom ons gaan kyk wat is in jou hand. Onthou julle die mooi verhaal van Jesus wat die 5000 mans alleen gevoed het en dan seker omtrent soveel vrouens en seker nog soveel kinders, 15000 mense sit hier voor hom. Laatmiddag, 5:00. En niemand het nog gaan eet nie. Almal is honger. En hier kom die disippels, Jesus, stuur huis toe. Dis is al laat. KFC en Spar gaan toemaak. En Jesus draai na hulle toe sê, gee julle vir hulle iets om te eet? Sê ons het niks nie. Jy maak net seker 'n grappie. En Jesus rol sy oë. Wat wil julle eet? Niks nie. Andreas kom nader en sê, okay, Jesus, ons het reg niks nie, maar hier's 'n tienerseun. Is hy 'n graad 9 of graad 10 seun? Staan gereg op toe. Enige van julle. Almal van julle. Hulle is so skaam se kan kom. Het julle al gesien wat gebeur in die huise met daai lot graad 9's, graad 10's? Op 'n manier is hulle hol. Hulle is altyd honger, is ek reg? Ja, is jy nou ook honger? Ons is nie nagmaal nie. Kyk, julle kan sit. Jy kry nie 'n tienerseun wat sy kosblik sal gee en sê hier of wat nie. Hy sal waarskynlik al leeg teen 5:00 die middag. Ek was voor kort pouse, eerste pouse was my kos al klaar. Dis so ons gewerk. Maar hier kom 'n seentjie met sy kosblikkie en Andreas bring hom en Jesus sê 5 brode, 2 visse. Laat die mense sit. En hy bid. En hy sê vir die disippels, gee vir die mense. En hulle vat 'n broodjie en begin genade, dit gaan aan, dit hou aan en aan. En 15000 mense kry kos en hulle het nog doggy bags. Daar is nog 12 mandjies wat oorbly na die tyd. Sien jy wat doen God as jy sê, maar Here, ek het niks nie, maar ek het net hierdie klein erdekannetjie. Ek het net hierdie 5 brode en 2 visse. Ek het net hierdie paar talente. Ek het net hierdie klein ietsie. Here, ek het nie niks nie. My perspektief lyk 0. Maar God se perspektief lê in potensiaal. Kyk wat ek kan doen daarmee. So nommer 3. God vermenigvuldig wat ons in geloof uitgiet, nie wat ons uit vrees wegbêre nie. Hy het toe gesê, gaan leen nou by al jou bure leë kruike, emmers. En sorg dat jy nie te min het nie.
Dan gaan jy nou in jou huis in. Dan maak jy die deur agter jou en jou seuns toe en gooi elkeen van hierdie kruike vol olie. Kanne uit 'n bietjie uit. Soos elkeen vol word, moet jy hom wegpak. Op daai moment sal ons vir God sê, stop het. Jy is besig om met my gevoel te speel. Dis al wat ek oor het, nou wil ek my uitgooi in 'n klomp ander kruike. Wat gaan dit maak? Kan ek nie maar hierdie bietjie eerder gaan bære in die spens nie? Ons gaan dalk weer nodig hê. Gooi dit na ander kanne. So tussen vers 4 en vers 5 lê 'n stukkie besluit. Gaan ek dit doen? Vers 3 en 4 is die woorde van die dominee sê, maar gaan gooi dit nou uit. Vers 5, sy is van hom al weg, ek sou ook weggeloop het, maar sy gaan doen toe wat hy vra. Sy het die deur agter haar en haar seuns toegemaak, soos hulle die kruike na haar toe aangedra het sy hulle vol gemaak. Toe die kruike vol was, sê sy vir haar, een van haar seuns, bring vir my nog 'n kruik. Hy het gesê, ons het die hele dorp se kruike op, hele Westpac is opgekoop. Sorry. Toe daar nie meer olie uit die kannetjie gekom nie. Sy by die man van God aangekom het vir hom vertel. Hy het gesê, gaan verkoop die olie, betaal jou skuld. Jy en jou seuns kan dan leef van wat oorbly. Of jy stoor dit, you either store it or pour it. Kan ek daaroor praat? Dit is baie onpopulêr om oor te praat. Toe ek op universiteit was, het ek 'n goeie dosis ekonomie en besigheidstudies en al daai goeders gehad. Ek verstaan hoe die ekonomie min of meer bietjie werk, so bietjie breed daarvan. Ek weet ons ekonomie tik met die ding van ons het altyd behoeftes, nuwe behoeftes. En dit is sodra jy iets het, dan wil jy iets beter hê. En sodra jy iets beter het, dan wil jy nog iets beter daar hê en so word dit altyd en dis wat jou ekonomie tik. Die vrye markstelsel, ek verstaan ietsie daarvan. Wat ek nie verstaan nie, is dat God anders ter werk as dit. Wat Adam Smith en al die ander kapitaliste vir ons geleer het. Ook anders te werk as wat Karl Marx en sy trawante met die marxisme verduidelik het. Dat God sê, gee dit vir my. Gee jou tiendes. Kyk dan. Nie, gee tiendes, dan gaan ek jou baie meer gee nie. Nie met daai verwagting nie. Maar as jy bereid om my te trust, deur jou olietjies uit te gooi. Nee, Here, wat gaan mors? Bring jou 5 brode en jou 2 visse. En dis wat geloof is. Geloof beteken nie, ek gaan bære dit iewers toe, omdat ek bang is daarvoor nie. Onthou jy die talente storie? Die 5 talente en die 2 talente. En wat het een nou gedoen? Hy het gaan begrawe. Hy het talente was, op daai stadium nie talente soos wat ons talente skills het nie. Talente was geldstukke. Die 5 het hy hard gaan werk om 'n 10 te maak. Die 2 het 4 geword. Die 1 gaan begrawe. Gaan bære my geldjies nie in die bank sonder enige rentekoers, maar ek weet solank ek het weer die enetjie terug. Het gemors. Gooi jou olietjies uit. Dit verg nogal baie, nee. Here, ek trust U met my hele lewe. Ek is bereid om myself te gee. Trouwens, as Jesus daaroor praat sê, wat ek van jou vra is nie net jouself te gee nie, maar om te sterf. Mans, vrouens, kom ons gesels 'n bietjie oor huwelike. Daar's hierdie mooi teks tussen in Efesiërs kry.
Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. Net soos julle aan die Here onderdanig. Is 'n mooi teks vir ons mans. Vrou op jou knieë voor my, jy is my onderdaan. My klere is nie gewas nie, kom aan, gaan was. Die volgende deel van daai teksvers staan: Mans, julle moet sterf aan julleself. Julle moet doodgaan vir julle vrouens. Vrouens, julle moet net op julle knieë wees, mans, julle moet in 'n kus gaan lê. Want dis nie meer oor jou wat dit gaan nie. Maar dis wat gevra word. Is nie net om bietjie van jouself te gee nie, maar alles van jouself te gee. In 'n huwelik, in jou verhouding met jou kinders, in jou verhouding met jou baas en jou in die werk met waar jy is, maar dit vra van ons, is jy bereid om alles van jouself te gee? En die Here sê, en ek sal voorsien. I will provide. Ek is immers die groot provider. So dalk moet ons maar vir onsself die vraag afvra. Sukkel ons in hierdie proses met dat ons nie net wegloop in die pyn, in die seer kry, het ons rugdraai na God toe. Jy sal God se voorsienigheid nooit kan verstaan nie. Jy moet op sy knieë voor hom staan en sê, Here, ek het U nodig. Ek gaan nie whine nie. Ek gaan nie bly. Ek wil sien wat U doen. En dalk het jy te vinnig gechak. Dalk het jy te vinnig gesê, maar ek gee op. Dalk is jou fokus geskuif van wat ek nie het nie, en wil God dit sê, maar wat's in jou hand? Moses, wat's in jou hand? Kyk, gooi dit neer, dit word 'n slang. Gryp dit word weer 'n staf. Wat is in jou hand? Wat kan jy? En dalk het jy op hierdie stadium nie, want jy alles wat jy het vir jouself hou. Ek dink die lewe is daar om te gee, te share. Nie net met mekaar te maak nie. Trust jy God genoeg dat hy jou sal voorsien? Ons doen, Here. Met 'n bietjie twyfel, daar's 'n bietjie argwaan in ons gemoed. Ons wil dit graag heeltemal doen, Here, maar ons is nie altyd heeltemal seker nie. En daarom wil ons iewers 'n gebied in ons lewens gaan identifiseer hierdie week. Net een plek waar ons sê, maar ek sal nie trust. Ek gaan nie voluit trust. Dalk is met ons finansies, dalk met ons verhoudings met ons kinders, of ons man of ons vrou, dalk met ons self, met ons eie binnewerkende. Maar Here, ons gaan U op U woord vat as U vir ons sê, maar wat is in jou hand? Wat het jy? Nou gaan ons die trust, Here. En ons gaan Hosanna sing, want ons weet U sal voorsien. U voorsien alreeds. En U kom ons lof en ons eer toe, Here. Amen. I see the King of glory coming down the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing.
Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and seek. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. So kom ons begin weer met die ekonomie. Waarvan het jy te min? Kom ons los die ekonomie. Ons praat oor gesondheid. Waar skiet jy tekort in jou gesondheid? Of jou verhoudingslewe? Waar het jy hierdie behoefte na net bietjie meer intimiteit, gemaklikheid, spontaniteit in my verhouding met my kinders, my man of my vrou of my ouers? Bietjie meer diepte wat dit betref. Dalk lê jou tekort aan ek en God connect nie lekker nie. Mag die Here se genade en sy liefde daai tekort kom laat oorloop. Mag die Here se genade en sy liefde en sy presence, sy teenwoordigheid by jou wees. Hy wat Vader en Seun en Heilige Gees is. Amen. Hier soort alles en nog meer. U hou die wêreld in u hand. U sien vergete mense raak en heel gebrokenis van hart. Wat kan nooit vir u onmoontlik wees? Wat kan nooit
vir U onmoontlik wees. U stem maak woeste sonder. U roep die skepping tot bestaan. U sal by siekes wat begeer, om weer te hoor en op te staan. Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? U is God, U is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? Want U is God, U is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? U stem op woeste stil. U roep die skepping tot bestaan. U sal by siekes wat begeer, om weer te hoor en op te staan. Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? U is God, U is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? En U is God, U is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? Doen wat U wil, net wat U wil, doen wat U wil, net wat U wil. Alles onderhou bly, ewig en getrou. U woord bly altyd waar. U wat alles onderhou bly, ewig en getrou. U woord bly altyd waar. U wat alles onderhou bly, ewig en getrou. U woord bly altyd waar. U is God, U is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? Want U is God, U is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil?